julle, baie dankie dat julle deel gevorm het van hierdie kort reeksie met kort kragtige video's waar ons gesels het oor hoe die Heilige Gees ons help om die Bybel dieper te lees. So ons sluit nou hierdie reeks af. Ek en Stefan gaan 'n bietjie gesels, gaan 'n paar vrae vir mekaar vra. So ons nooi julle om saam met ons te stap en so ook in 'n lewensreis in te stap saam met die Bybel en saam met die Heilige Gees. So met dit gesê, Stefan, as jy nou vir ons op sommet moet sê, hoe lees ons die Bybel dan verantwoordelik? Ek voel verantwoordelike Bybellees het dan te doen met of ek moet stadiger lees. Die doel is nie om soveel as moontlik van hierdie goed in te kry en soveel as moontlik van hierdie goed te probeer memoriseer en dit te kan recite vir mense links en regs nie. Die idee is vir my, wat vir my baie goed werk, is om dit heeltemal stadiger te vat en soos ons aan die begin vir mekaar gesê het, kom ons ontdek die konteks. Kom ons vra wie dit geskryf en waarof kom dit. Kom ek let op oor wat gebeur in my binneste as ek hierdie teks lees. Sit dalk vir 'n hele week lank met 'n vers. Vra vir jouself 'n klomp vrae. Iemand het eens op 'n tyd gesê, Bybellees gaan oor vorming, nie inligting nie. So dit maak nie saak hoeveel jy lees nie. Dit maak nie saak hoeveel jy inkry, hoeveel jy uitlos nie. Dit gaan oor hoe vorm dit my binneste. Dis maar wat ek dink. En dis eintlik 'n mooi ding van die Bybel, soos jy ook gesê het, hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer lees dit jou. Dat die Bybel het 'n diep transformerende effek op ons en dit verander ons, want dit is nie net 'n boek nie, maar daar's krag daarin. En dit is ook die woord van God. En jy sê so altyd die woord van God, die Bybel of die boek word die woord van God wanneer dit vashou plek in jou lewe kry. Ja, wanneer dit actually vorm. Ja. Lionel, maar vertel ons dan nou 'n bietjie, waar is God in hierdie hele Bybelleesproses? Wel kyk, die groot ding is ons baie keer in ons eie geloof, mense soek mos wonders en tekens en hulle wil 'n wolkbreuk oomblik sien of van 'n donkie afval of iewers jou katarsis in jou geloof bereik, maar ons moet besef dat die tyd waarin ons leef is die tyd van die woord. So die Here het kom doen wat hy kom doen het, veral deur Jesus Christus, en daar het wonderbaarlike dinge gebeur. En ek dink dit is regtig binne die reg van die Skepper van alles om soms sy natuurwette te oorskry en te breek. Maar God werk ook nie net so nie. God werk veral deur die Bybel. Dit is hoekom ons sê dat dit 'n baie kragtige manier is. Omdat ons die verhaal sien van hoe God 'n hele pad al gestap het, eers met die Israeliete, en keer op keer stamp hulle kop en hulle weier om te glo in die Here. Kom hy terug en dis elke keer 'n bevestiging van God wat aanhou probeer. Dis 'n God van tweede, derde, selfs vierde, vyfde kansse. En ons sien dit veral in Jesus Christus. En wanneer ons hierdie stories vat, veral die opstanding en Jesus en wat hy gedoen het, dan sien ons God se hart daarin. Ons moet besef ons leef in 'n tyd waar die skrif geweldig belangrik is. En ek weet dit klink dalk oudmodies om te praat oor die skrif in die Bybel en so, maar dis wanneer ons dit lees en ons besef dat dit is waar ons vir God ontmoet. In hierdie verhale, in hierdie stories. En dis wanneer jy besef dat God se waarheid vir ons elkeen se lewe sit in hierdie stories. Maar dis nie net die lees daarvan nie, dis wanneer ons 'n deel maak van ons, wanneer ons dieper kyk en dieper soek. En wanneer ons ook die Heilige Gees vra om te werk met ons, dat dit 'n transformerende effek op ons het. En dis waar ons God begin raak sien. Eers vanuit die Bybel, maar dan wanneer ons vashou plek in ons lewe kry en ons daadwerklik ook iets begin doen. En dis dan die groot ding is dat wanneer ons die Bybel so lees en ons die Here raak sien daarin en sien hoe God met ons werk deur die woord, dan sit ons met 'n nuwe insig oor die wêreld en hoe ons die wêreld verstaan en ook onsself om te besef dat ons is nie eintlik van hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld, maar ons is allereers God se kinders. So nou dat ons die Bybel lees en die Heilige Gees werk met ons, nou sit ons met hierdie insig oor die wêreld en onsself wat anders is. Wat maak ons dan nog? Daai insig is iets wat ek ervaar die Gees mense mee begelei. So aan die een kant, wanneer ek Bybel lees en ek vertrou dat die Gees vir my ook vrae vra en dat die Bybel ook met my kommunikeer, dan is daar 'n manier hoe my eie insig in my persoonlike lewe groei. Met ander woorde, ek vra myself vrae af wat my tref terwyl ek dit lees. Ek vat dit nie en sê ek moet van dit nou iets gaan maak nie. Die insig in myself groei want ek besef waarvoor ek bang is. Ek besef waarvoor ek opgewonde raak. Ek besef wat vir my lekker is, wat vir my moeilik is. Wat dan ook gebeur is ons leef in 'n weird tyd. Die insig in die wêreld sê vir my dat oorlog in die Ou Testament en oorlog vandag kan tog nie wees dat ek dit gelyk aan mekaar stel nie. Dit kan tog nie wees dat ek sê die een voet daai in omdat hierdie een sê moet daai gebeur nie. So wat maak ek met oorlog? Dit maak my ongemaklik. So ek spandeer tyd in die woord daarmee. Insig in terme van die ander rondom my. Die mens wat van my verskil, die mens wat anders lyk, wat anders praat, wat dalk selfs anders glo. As ek die Bybel lees en ek laat toe dat die Gees my vorm, dan kry ek selde die gevoel dat ek die reg het om iemand weg te jaag. Ek het dalk die reg om baie belangrike boundaries te skep, om te sê,
hierdie is te naby aan my, iemand mag nie so naby kom nie, of daai spesifieke mens mag nie so naby kom nie. Maar ek kom selde op die plek wat sê, jy mag heeltemal nooit weer in my lewe wees nie. So Lionel, my Bybel lees is vir my minder dat ek moet probeer om alles te onthou wat daar staan. Ek moet probeer om goed te kan opsê, ek moet probeer om dit te kan herhaal. Natuurlik is daar om 'n vers te kan leer ken en dit vir jouself te kan herhaal, het sy eie waarde. Maar die feit om dit te herhaal, tel eintlik nie veel punte nie. Dit wat daarby uitkom, is om te kan sê, of dit wat daar uitkom, is om te kan sê, hierdie ding vorm my op 'n nuwe manier deur die res van my lewe. Psalm 23 het my op 'n tyd beteken dat God is altyd daar. Maar nou dat ek middel begin 30 is, voel dit vir my asof Psalm 23 dalk die veilige vesting is iets anders. Dit is nie meer net God se teenwoordigheid nie, dis dalk nou ook mense rondom my. En ek glo dat dis hoe die Gees met my werk, soos wat ek dieselfde teks oor en oor lees. Maar ons het nou baie goed gesê oor Bybellees en interpretasie en hoe die Gees ons begelei. Op die einde van die dag moet ek nog steeds leef. Ek moet nog steeds uitgaan in die wêreld met my verstaan van die Bybel en met vertrou op die Gees. Hoe doen 'n mens dit? Ek dink dat om aan te sluit by wat jy gesê het, die Bybel is nie iets wat jy doen nie, dit doen iets aan jou. En die vraag is om te antwoord, wat doen dit aan jou? Wel, dit maak jou 'n agent van verandering. As ons reg deur die Bybel lees, sien ons dat God keer op keer kans gee vir mense om te verander. En ons verander aan onsself, maar ons bewerkstellig ook verandering in hierdie wêreld. So dis daar waar ons gaan, juist na plekke, as jy geroep word daartoe in oorlog, om genesing te gaan bied, of om dinge beter te maak, of om vrede te bring. Om te sê dat daar waar daar wanhoop is, hoop te bring. Daar waar daar haat is, liefde te bring. Daar waar daar wantroue is, weer te vertrou. Daar waar daar weerwraak is, vergifnis te gee. En dit is wat die Bybel vir ons vra, is om juist met hierdie eintlik 'n stuk vermetelheid uit te gaan, te sê dat die Here bemagtig ons om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En om uit te gaan juist na die plekke wat jou kwaad maak, by die plekke wat mense seer maak, en daar iets daadwerklik te gaan doen. Want die Bybel is weer eens, dis iets wat jy vir jouself lees en jy insig kry in jouself en in die wêreld en wie God is. Maar as jy nie iets daarmee gaan doen nie, dan is die geloof ook eintlik maar net bietjie koud. En ons is nie veronderstel om lou-warm Christene te wees nie. Ons is veronderstel om warm te wees en aan die brand te wees. En dis wanneer ons vir God navolg in die plekke van hartseer in die wêreld en iets daaraan te gaan doen en dit te verander en dit beter te maak. Dis wat die Bybel en die Heilige Gees ons na toe roep. Ons leef as mense vanuit 'n bron van hierdie skrif oor wie God is en wie ons is. En dan leef ons vanuit die bron na plekke waar die lewende water moet stroom. So vir julle sê baie dankie dat julle tot 'n mate ons vertrou om met julle te gesels oor hoe ek die Bybel kan verstaan en hoe ek kan bid en hoe die Gees my kan begelei in die groter proses van om te probeer verstaan hoe doen ek my geloof vandag. Mag jy in hierdie Pinkstertyd regtig iets ervaar het en as jy enige vrae het, asseblief moenie skroom nie. Lionel is altyd beskikbaar, ek is beskikbaar. Maak kontak. Ons sal met die grootste liefde saam met jou reis. Kom ons gaan uit, ons verander die wêreld vanuit die Gees wat in ons leef. Yes.